Goeiemôre en welkom hier by Verlysig se aanlyn inskakeling, so hier op Moedersdag. Nou vandag gaan ons 'n bietjie lees uit die boek van Rut uit. Maar ons gaan wel nie stil staan by die hoofkarakter van die verhaal nie. Ons gaan eerder 'n bietjie kyk na haar skoonma. Ons gaan kyk na Naomi en ons gaan bietjie kyk hoe sy vir ons ietsie kan leer oor God se liefde en oor moederlike liefde. So spits bietjie ore wanneer ons dan deur hierdie teks saam gaan lees. Ons sit net so, dan bid ons voordat ons die teks lees. Almagtige God, wat 'n ongelooflike voorreg om op Moedersdag hier in U huis by mekaar te kan kom. Dankie dat ons die voorreg het om 'n liefde wat U vir ons gegee het te kan deel met ander, Here. Ons vra dat U ons sal oopmaak en ontvanklik maak vir dit wat ons vandag by U wil hoor. Laat ons vandag dan almal eer wat geëer moet word, Here, vir die spesiale vrouens in ons lewe. Ons bid dit als in U groot en heilige naam. Amen. Ek lees dan vir ons saam, Rut 1 vers 16 tot 18. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab. Want sy het daar in die gebied van Moab gehoor, dat die Here na sy volk omgesien het, deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het, en haar twee skoondogters saam met haar. Op pad terug na die land Juda, sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liever teruggaan. Elkeen na haar ma se huis, mag die Here julle goed behandel, soos wat julle die oorledenes, en soos wat julle my goed behandel het. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Toe het sy hulle gesoen, maar hulle het hardop begin huil, en vir haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, om watter rede sal julle saam met my gaan? Is daar nog seuns in my liggaam, wat vir julle mans kan word? Draai om my dogters, gaan terug, want ek is te oud om weer te trou. Al sou ek dink, daar is nog hoop vir my, en selfs al kry ek reeds vannag 'n man, selfs as ek vanaand aan seuns geboorte gee, sal julle vir hulle kan wag. Sal julle kan wag totdat hulle groot is? Sal julle om daardie rede julle self daarvan weerhou om te trou? Nee, my dogters, dit is vir my baie swaarder as vir julle. Die Here het my immers met sy hand, hy het sy hand teen my uitgestrek. Hulle het weer hardop gehuil. Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het aan haar vasgeklou. Naomi sê vir haar, kyk, jou skoonsister het omgedraai, na haar volk en na haar gode toe. Gaan terug, volg jou skoonsister. Maar Rut het geantwoord, moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, daar sal ek gaan. En waar u bly, daar sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf, as ek nie woord hou nie. Net die dood sal ons skei. Toe Naomi sien dat sy vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. Ons lees dan net saam tot op hierdie gedeelte. En vandag is Moedersdag. Vandag is 'n dag waarop ons hulde bring aan die vrouens in ons lewe wat ons gevorm het. En die tema wat ons dan het vir vandag is 'n vrou soos my ma. Maar is Naomi regtig 'n moederfiguur, of idealiseer ons haar dalk eintlik so klein bietjie? Die doel is om vandag deur die loop van hierdie eerdiens van hierdie gesprek wat ons het, om vir Naomi 'n bietjie nader te bestudeer. Want ek is redelik oortuig daarvan dat Rut, haar skoondogter, hierdie woorde, 'n vrou soos my ma, sou kon sê sonder huiwering oor haar skoonma. Want Naomi dra haar skoondogter se belange op die hart. Inteendeel, sy plaas hulle belange voor haar eie. Om Naomi se optrede regtig te kan waardeer, moet ons eers so 'n bietjie die wêreld waarin sy leef begryp. Maar die ding is, in Naomi se tyd was weduwees aan die rand van die samelewing. Hulle was kwesbaar, verwaarloos, sonder sekuriteit. Sonder kinders was hulle enigste hoop 'n losser, 'n familielid wat verantwoordelikheid sou aanvaar om hulle te beskerm en om vir hulle te voorsien. Hulle is oorgelaat aan die noodlot. En as jy dan nog 'n ouer weduwee was, wat nie kinders gehad het nie, dan was dit nog soveel erger, want dan wou mense inderdaad niks met jou te doen gehad het nie. Dit
is Naomi. Boonop was Naomi 'n weduwee in 'n vreemde land. Sy besluit dan om terug te keer na haar tuisland waar God na sy volk omsien. En wat hier belangrik is om te besef dat Naomi weet, sy weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees. Sy weet hoe dit voel om nie in jou vaderland te wees nie, om uitgeskuif te wees. En dan nou hier waar ons dan van Naomi te hore kom, voordat sy dan vertrek, kom ons agter dat hierdie arme vrou eintlik maar haar hele lus vir die lewe verloor het. Sy het nie meer 'n man en kinders nie, sy is 'n verwerping in die samelewing, sy het seer en eintlik het sy nie eers meer 'n toekoms oor nie. Haar enigste hoop is dat God haar volksgenote beskerm en na hulle omsien. Haar hoop lê by God en by ander mense. En terwyl sy en haar skoondogters dan op pad is na Naomi se tuisland, draai hierdie vrou om en met moederlike omgee sê sy vir haar skoondogters om te draai, om terug te gaan na dit wat hulle ken, na dit wat goed is, na dit wat gemaklik is. Sy probeer hulle die verdriet spaar om 'n vreemdeling in 'n vreemde land te wees. Hoeveel te meer nog 'n weduwee. Sy maak dit duidelik dat hulle moet terugkeer na hulle moederhuis toe, daar waar hulle steeds hoop het op 'n toekoms, daar waar hulle dalk weer kan trou en waar hulle versorging vir hulle wag. Maar die dogters wil aanvanklik niks daarvan weet nie. Maar Naomi, soos 'n ma wat weet wanneer om sag te wees en wanneer om eerlik te wees, wys vir hulle 'n liefde wat pynlik, maar wat tog nodig is. 'n Liefde wat baie soos die liefde is wat ons van God af ontvang deur Christus. Want sy is baie eksplisiet en maak dit vir hulle baie duidelik dat daar geen hoop vir hulle is, sou hulle saam met haar bly waar sy nou is nie. Sy maak hulle los van enige verpligting om na haar om te sien, fisies maar ook emosioneel. Sy gee vir hulle die toestemming om weer te gaan trou, om 'n heenkome te vind, om weer hoop vir die toekoms te kry. Want hierdie skoonma wil nie 'n rustelose lewe vir haar skoondogters hê nie. Sy soek net die beste. Wat baie duidelik is uit hierdie teks is dat daar 'n goeie verhouding is tussen die vrouens in hierdie verhaal. Rut sien in Naomi wat hier 'n moederlike rol vertolk, iemand wie sy wil volg, iemand wat sy nie wil los nie. Sy sien 'n omgee in Naomi soos min. Ons sien 'n gedeelte van wat Rut gesien het in hierdie einste gedeelte wat ons vandag gelees het. Want wanneer Naomi hoor van die goeie nuus dat God haar volk versorg, dan is daar 3 dinge wat sy doen. Dinge wat nie altyd maklik is nie, aksies wat ons moet oplet. Ek lees gou weer vir ons 'n gedeelte met 'n bietjie klem op 'n ander plek. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer uit die gebied van Moab. Want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek van wat sy gewoon het en haar 2 skoondogters saam met haar op pad terug na die land Juda. Belangrik om op te let is, Naomi, wat doen sy as sy die goeie nuus kry? Sy staan op, want die Hebreëse woord waarmee hierdie vers dan begin is, watakam. En dit beteken letterlik om op te staan. Sy bly nie net stil sit daar waar sy is nie, maar wanneer die nuus kom, dan staan sy op. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, sy besluit om terug te keer. Sy beplan dan om terug te gaan na haar land toe, en sy doen die moeite aan haar kant om gereed te maak om te vertrek. Sy bring haar kant, sy reageer in geloof, 'n geloof wat tasse pak en 'n geloof wat loop. En uiteindelik, dan gaan sy voer sy die plan ook uit, sy gaan uit. Daar's 'n gesegde veral in ons huis, wat baie gebruik word, en dit is, ek sou onkeerbaar gewees het, as ek maar net kon begin. Maar Naomi is nie so nie. Naomi laat nie gras onder haar voete groei nie, sy volhard, sy doen hierdie ding. Nou dat ons dan hierdie 3 aksies van Naomi ken en verstaan, ontwaak, beplan, voer uit. Kom ons kyk bietjie na hoe ons dit hierdie week prakties kan uitleef. Ontwaak. Dalk is daar iemand in jou familie, by die werk of selfs by die skool wat jou ondersteuning nodig het. Dalk is dit net om dit raak te sien. Beplan. Dink oor watter eenvoudige omgee daad jy kan doen om hulle te ondersteun. Dalk is dit bloot net om te vra, hoe gaan dit? Voer uit. Doen dit dan. Maak daardie afspraak, tel daardie foon op, gee hulle 'n lykie en bel hulle. Want hierdie alles kan ons sien dan as redes wat Rut dan ook gegee het, hoekom sy by haar skoonma wil bly.
Sy weet dat die prentjie selfs hoopvol sou lyk as sy terug sou keer, maar tog bly Rut by haar skoonma. Rut kies om saam met haar te bly en om wanneer die tyd dan kom ook vir Naomi om te sien. Ons sien dit bietjie later in die volgende hoofstukke, wanneer Rut vir Naomi koring en brood vat en eintlik soos ek sê, maar net na haar omsien. Nou, wat probeer ek hierdeur sê? Ek probeer dit duidelik maak dat Rut uitgaan om 'n pad saam met Naomi te stap. Rut gaan uit om vir iemand wat nie eers 'n bloedverwant is nie te sorg en om te gee. Sy bly getrou aan die persoon wat soveel liefde en omgee vir haar, selfs gee inderdaad as daar geen meer verwantskap is tussen haar en Naomi nie. Daar is nie meer nie, haar man is oorlede, daar is nie meer verwantskap nie, maar sy hou aan. Nou dit is alles goed en mooi. Ons lees hier van iemand wat hoeveel jare terug geleef het, maar wat beteken dit nou vir ons vandag? En ek dink om hierdie vraag te kan antwoord, ons bietjie na beide Rut en na Naomi kyk. Maar die ding is, Naomi leer vir ons dat liefde en omgee nie vasgevang is binne familiegrense of kultuurlyne nie. Soms ontdek mense diepste vorm van 'n moederlike liefde op plekke waar dit nie sou verwag word nie. En hier deel ek graag 'n stuk van my eie verhaal. Want ek dra hierdie waarheid in my eie lewe. Ek is aangeneem van geboorte af. Ek is van kleins af grootgemaak deur iemand wat my nie self in hierdie wêreld ingebring het nie, maar wat my met haar hele hart en met haar hele siel liefhet. Sy het vir my gesorg asof ek is. Asof ek deel is van haarself. Iets waarvoor ek baie dankbaar is. My ma se liefde het my geleer dat moederskap nie net oor oorsprong gaan nie, maar dit gaan oor teenwoordigheid, oor opoffering en oor verwaardelike toewyding. Dit is juist hierdie liefde wat vir my baie konkrete beeld geword het van God se genade. 'n Liefde wat ons nie altyd kies nie, maar wat ons tog voluit ontvang. So moederlike liefde is liefde wat grense oorskry. So ons leer dat liefde, moederlike liefde oor grense gaan. Maar selfs meer as dit leer Naomi vir ons hierdie dinge wat ons kan leer uit haar optrede, oor hoe sy optree. Dit het baie te doen met wat sy doen wanneer sy die goeie nuus kry. So die eerste is, moenie stil sit nie. Staan op. Watakam, as ek nou daai woord kan gebruik van Hebreëus. Doen wat nodig is om te kan reageer op die lewe en op dit wat God en ander en ons eie lewe doen. Dis nommer 1, staan op. Nommer 2, doen die nodige voorbereiding om God se wil na te streef. Doen jou deel om te verseker dat jy reg is om wat vereis word van jou aan te pak. Sit die moeite in, pak die tas, kry die tekkies reg. En dan die laaste punt is baie eenvoudig. Die 4de punt wat ons by Naomi leer. Doen dit. So dit is dan wat ons by Naomi leer. Moederlike liefde gaan oor grense. Ons moet ontwaak, reageer onmiddellik op God se leiding, beplan, neem doelgerigte stappe, voer uit. Doen nie net jou deel nie, maar voltooi ook die reis. Nou wat van Rut? As Naomi vir ons wys hoe om moederlik op te tree, dan wys Rut vir ons hoe om daardie liefde te erken en dit te eer. En dit is dan presies wat ons vandag wil doen met Moedersdag. Dit is wat ons wil bereik, dit is die hele doel. Om vir hierdie mense te wys dat ons hulle waardeer en dat ons hulle raak sien. En so op Moedersdag wil ek dinge so bietjie omvergooi. Want Moedersdag gaan beslis oor elkeen van ons se moeder, maar ek weet ook dat daar van ons is wat nie meer die voorreg het om by ons moeders te wees nie. Want Moedersdag, wil ek eerder sê, moet ons almal se Naomi's vier. Hulle wat eerlik bedien en soms moeilike liefde gee. Maar Rut herinner ons, moenie net waarnemers wees nie, wees medereisigers. Kies vandag in Naomi om te dien en sê, waar jy gaan, daar wil ek gaan. Moedersdag is nie net vir diegene met kinders nie. Dit is vir almal wat soos Naomi leef, wat gee selfs uitgebrokenheid, wat ander dien ten spyte van eie verlies, en wat moederlike liefde beliggaam, sonder om dit altyd te ontvang. Moenie net bewonder nie, volg, moenie net onthou nie, dien. Miskien is jy vanoggend hier en jy het nie 'n Naomi gehad nie. Miskien was die vroue in jou lewe nie versorgend nie, maar afwesig of selfs seer gemaak. Mag jy vandag hoor dat jy nie verwerp is nie.
Die Here is jou losser. En hy roep ons om vir mekaar Naomi's te wees, selfs waar ons dit nooit noodwendig ontvang het. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik stil te word, om 'n bietjie te dink. Wie is die Naomi in jou lewe? Of dalk belangriker, vir wie kan jy 'n Naomi wees? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n ongelooflike voorreg om hierdie teksgedeelte saam te kan ontgin, om saam te kan reis deur hierdie gedeelte en te kan sien hoe u liefde vir ons ook in hierdie liefde van Naomi teenoor Rut uitkom. Here, help ons om vandag, eintlik nie eers net vandag nie, Here, in ons hele lewe, elke dag van nou af, die Naomi's om ons raak te sien en om hulle te waardeer. Om saam met hulle 'n pad te wil stap, Here. Help ons om vir ander 'n Naomi te wees, om moederlike liefde op te tree en te gee aan ander, Here. Help ons om vandag u raak te sien in ons moeders en in ons liefde vir mekaar ook, Here. Ons bid dit als in u groot en heilige naam. Amen. Ek hoop dit was vir jou 'n sinvolle erediens geweest en ek hoop jy vier vandag al die Naomi's in jou lewe. Mag dit vir jou 'n besonderse dag wees, mag dit vir jou 'n besonderse week wees. En onthou dit. Moederlike liefde gaan oor grense, staan op, beplan en voer uit. Doen dit.